Nou, ons het laasweek gekyk na die derde van die 7 dinge wat die Here haat en wat vir sy siel 'n gruwel is, naamlik hande wat onskuldige bloed vergiet. En soos ons gesien het, die Bybel tref 'n duidelike onderskeid tussen onskuldige bloed en skuldige bloed. En so vind ons ook dat die spesifieke woord wat gebruik word in die 10 gebooie, waar ons lees in Eksodus 20 vers 13, jy mag nie doodslaan nie, word daardie Hebreëse woord vir doodslaan uitsluitlik gebruik waar onskuldige bloed vergiet word. Dit word nie gebruik vir oorlog nie, word nie gebruik vir selfverdediging nie. Dit word uitsluitlik in Hebreëus gebruik vir waar onskuldige bloed vergiet word. Dit verwys na moord. En so word dit ook in meeste vertalings dan ook as moord vertaal. Dit verwys nie na skuldige bloed nie. Baie kerke, of althans mense wat hulle self kerke noem, probeer in baie gevalle meer liefde wys as wat die Here self wys. Die mense probeer meer liefdevol te wees as wat die Here self is. Maar wanneer kerke meer liefdevol raak as die Here, raak dit 'n geval waar ons dit wat boos is, nie meer as boos hanteer of sien nie. Waar ons meer liefdevol as die Here probeer wees, raak dit 'n geval van dat ons dit wat boos is, goed noem. Onder andere, ons moet die pedofiel lief hê. En deur ons liefde, wel sal ons hom tot bekering bring. Ons is lief vir hom, ons deure is oop vir die pedofiel. Dis wat kerke doen. Ons moet die homoseksueel lief hê en deur ons liefde sal ons hom tot bekering bring. Ons moet die moordenaar lief hê en deur ons liefde sal ons hom tot bekering bring. Maar die Here sê, hy haat hierdie mense. Hy haat hulle. Psalm 11 vers 5 sê, die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. Of Psalm 5 vers 5 tot 6, waar staan, want u is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie, die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie. Die onsinnige sal voor u oë nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Maar wat doen kerke? Nee, ons moet hierdie mense liewer hê as wat God hulle het. Want dalk kan ons hulle red. God mag hulle dalk haat, maar ons is 'n stapie beter as God. En ons gaan hulle lief hê en ons sal hulle vertroetel. God verdoem hulle dalk, maar ons is meer liefdevol as God. En hulle is welkom by ons. Maar op hierdie manier ag hulle self meer moreel as God. En dit wat vir die Here 'n gruwel is, maak hulle weer aanvaarbaar. Maar die Here sê, wee hierdie mense wat dit doen. Wee hulle. Jesaja 5 vers 20 en 21. Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg. Wat die duisternis lig maak en die lig duisternis. Wat bitter soet maak en soet bitter. Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Hulle dink hulle is beter. In hulle eie oë is dit hoe ons mense moet lief hê. God het hulle dalk nie so lief nie, maar ons sal. Want ons is beter as God. En so sal die afvallige wêreld saam met hierdie kerke wat meer liefdevol as die Here wil wees vir ons sê dat ons nie gewere mag besit nie. Byvoorbeeld. Of onsself mag verdedig nie. Want ons moet die man wat onskuldige bloed wil vergiet, lief hê, selfs al haat die Here hom. Ons mag onsself nie verdedig nie. Ons moet hom lief hê, maar die Here haat hom, maar ons moet hom lief hê. Ons verstaan dat ons nie moet moord pleeg nie. Ons weet dit. Soos ek gesê het, ons weet die lewe is kosbaar vir die Here. Ons weet ons moet nie moord pleeg nie.
en dat ons nie onskuldige bloed moet vergiet nie. Maar laat ons ook verstaan, dat ons nie meer liefde moet probeer wys, as wat die Here self wys. En so ons eie families te nakom, terwille van die goddelose, wie God haat nie. Hierdie kerke en mense sal hulle eie families te nakom, terwille van die goddelose persoon wat bereid is om onskuldige bloed te vergiet, want hulle is mos meer lief as God. Maar wee hom, jy is slegter as 'n ongelowige, as jy nie vir jou eie huishouding sorg nie, sê die skrif vir ons. Hierdie mense probeer meer liefdevol te wees as wat die Here self is. Maar die Here sê, wee hom, wat die lig duisternis maak en die duisternis lig, wat goed sleg noem en sleg goed noem. Maar ons sien dan die 4de en die 5de ding wat die Here haat, waar ons lees in ons teks vanaf vers 16 tot 18 daar staan, hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel, trotse oë, leenagtige tonge, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop. En ons sal oplet dat die 4de en die 5de gruwel eenders is, maar tog word dit afsonderlik genoem. Want om onheilsplanne te beraam, behels nie noodwendig die aksie self nie, maar behels wel die kondisie van die hart. Dit behels nie noodwendig die daad nie, maar behels die denke om die daad te doen. Terwyl voete wat haastig na die kwaad toe loop, weer die daad vasvang, ongeag of jy daaroor gedink het of nie. Met ander woorde, jy is bereid om vinnig in te spring wanneer 'n geleentheid van kwaad beskikbaar word, of 'n geleentheid om eerlik te wees, beskikbaar word om te doen. Maar beide is vir die Here 'n gruwel. Die een kom net gewoonlik voor die ander een, want soos ons lees in Lukas 6 vers 43 tot 45, want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Die persoon wat vinnig bereid is om na kwaad te hardloop, is ook die mens wat gewoond is daaraan om onheilsplanne in sy hart te beraam. Die vrugte volg die boom. 'n Slegte boom se uiteinde gaan wees om slegte vrugte voort te bring. 'n Slegte hart se uiteinde gaan wees om slegte dade voort te bring. Die een kom voor die ander. Maar beide is vir die Here 'n gruwel, selfs al is jy net besig om onheilsplanne in jou hart te beraam. Dit alleen is al klaar 'n gruwel in die oë van die Here. Want die Here kyk na ons hart. Hy sien ons hart. En daarom kan Jesus sê in Matteus 5 vers 21 en 22, julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Nou let wel dat dit sê sonder rede. Met ander woorde, as hy onskuldig is, ooreenstemmend met die onskuldige bloed van laasweek. Dit sê nie, jy mag nie met rede wees, kwaad wees nie. Die Bybel sê toch vir ons, word kwaad, maar nie sondig nie. Hier is onskuldige bloed. Dus om vir iemand kwaad te wees wat onskuldig is. Maar die punt is, die Here kyk na die hart. Jy kan nie kwaad wees in jou hart, sonder rede nie. En as jou hart verkeerd is, en onheilsplanne beraam, is dit al klare gruwel in die oë van die Here. Net soos wanneer jy kwaad is vir jou broer, sonder oorsaak. Petrus verdedig sy verkondiging van die evangelie aan die heidene.
die mense in Jerusalem het 'n probleem gehad dat hy die evangelie na die heidene toe gevat het en nie na die Jode toe nie, en hy verdedig toe hoekom hy dit na die heidene toe gevat het, in Handelinge 15 vers 7 en 8 waar hy sê, en toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God, wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. Die Here het nie vir die heidene die Heilige Gees gegee ooreenstemmend met hulle werke, en of hulle dit verdien het nie. Hy weet wat in hulle hart ingaan. Hy ken hulle hart. Nou net as 'n synnota, sommige sal dan sê, so dit is ons wat dan ons harte bepaal en nie die Here nie, en hy kyk dan na die hart hoe ons dit bepaal het en dan sal hy die Heilige Gees gee. Maar ons lees in die volgende vers 9 van Handelinge 15, en hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. God ken nie die harte nie, hy bepaal dit. Hy reinig dit. En hy gee dan die Heilige Gees vir die harte wat hy gereinig het. Hoekom gee die Here die Heilige Gees aan die heidene? Want hulle harte is rein. Hoekom is hulle harte rein? Want die Here het dit gereinig. Die Here ken nie net ons harte nie, hy is die een wat ons harte vasstel. En daarom lees ons ook in Hebreërs 8 vers 10, rakende die nuwe verbond, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou ons sal terugkom na hierdie punt toe, maar die feit bly staan, die Here kyk na die hart. Toe die disippels vir Judas Iskariot moes vervang, toe word die lot gewerp, oor of dit Barsabas en of dit Matthias moes wees, wat Judas Iskariot vervang, as 'n disipel. En ons lees in Handelinge 1 vers 24 en 25, en hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan, wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry. U wat die hart van almal ken. Nou ons weet dat wat die hart van vol is, loop die mond van oor, en ons weet dat 'n slegte boom nie anders kan, as om slegte vrugte op te lewer nie. Maar nog voor dit op daardie punt kom, en jou mond oorloop en die slegte vrugte begin wys, nog voor dit op daardie punt eers kom, haat die Here die persoon wie sy hart onheile bedink. Ongeag of dit al vrugte gelewer het, ongeag of dit al oorgeloop het na die daad. Die vraag is dus, wat gaan aan in jou hart? Wat gaan aan in ons hart? Want as jou hart nie reg is nie, is dit bloot net 'n kwessie van tyd voor dit manifesteer. Die boom gaan vrugte dra. Dis 'n kwessie van tyd. Die vraag is net, wat se boom is dit? En as jou hart onheilsplanne beraam, is dit net 'n kwessie van tyd voor jou voete haastig na die kwaad toe loop. En as jy wonder of iemand oneerlik is of nie, gee dit net tyd. Want dit is 'n kwessie van tyd voor jy die boom se vrugte gaan sien. Dis hoe maklik dit is. Maar net omdat die boom nog nie sy vrugte wys nie, beteken nie dat dit nie 'n goeie of 'n slegte boom is nie. Dit moet een van die twee wees, al wys dit nog nie vrugte nie. 'n Boom kan goed of sleg wees, selfs al het dit nog nie vrugte gedra nie, sodat 'n mens dit kan sien nie. Die hart kan sleg wees voordat 'n mens kan sien hoe dit manifesteer. Dawid het nog net skape opgepas. Hy het nog nie veel gedoen nie. Inteendeel, meeste van ons sal om skape op te wag sien as
'n onbenullige werk. Dis betekenisloos om skape te sit en op te pas. Dis al wat Dawid nog gedoen het. 'n Skape oppas. Maar die Here stuur vir Samuel om die nuwe koning te salf. En die Here stuur Samuel na die huis van Isaai toe. En ons lees in 1 Samuel 16 vers 4 tot 7 daar staan, en Samuel het gedoen wat die Here gespreek het, en toe hy by Bethlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoet gegaan en gevra, is u koms in vrede? En hy sê, vrede. Ek kom om aan die Here te offer, heilig julle en kom met my saam aan die offermaaltyd. En hy het Isaai en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi. Toe hulle inkom en hy Eliab sien, dink hy, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Eliab, Dawid se broer, Eliab is 'n groot en fris man. Waarskynlik nie veel anders as wat koning Saul was, wat vervang moes word nie. En koning Saul was 'n kop langer as almal anders in Israel. Maar die Here sê, hy kyk nie na die gestalte nie. Hy gee nie om hoe groot die ou is nie. En wat ons dan sien is dat dit nie Eliab is wat 'n hoë gestalte het, soos ons lees nie, wat Goliat verslaan nie. Dit is Dawid, wat nog 'n seun is, wat Goliat verslaan. Nou baie dominees sal preek en vra, maar wat is jou Goliat? So asof Goliat gereduseer kan word na 'n probleem wat jy in jou lewe het, wat is jou Goliat? En ek dink ons mis die punt as ons Goliat reduseer na ietsie wat jy mee sukkel in jou lewe. Want die realiteit was, Goliat was 'n reus, 'n fisiese reus. En soos koning Saul vir Dawid sê in 1 Samuel 17 vers 33, maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun, en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Hierdie was nie 'n geval van Dawid wat met probleme en bekommernisse in sy lewe gesit het en dit was sy Goliat nie. En hy moes nou maar oorkom nie. Nee, hy moes letterlik teen 'n reus gaan veg, wat meer as dubbel sy grootte waarskynlik was. En 'n krygsman was van sy jeug af. En Dawid was nog 'n seun. Hoekom kon Dawid dit doen? Want sy hart was reg. Dis die enigste rede. Sy hart was reg. Ons lees in 1 Samuel 17 vers 42, toe die Filistyn opkyk en Dawid sien het hy hom verag, omdat hy 'n seun was. Vers 44 en 45, verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe, in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Dawid se hart was reg, en God het dit geweet. En meer as dit, Dawid se gestalte was absoluut irrelevant. Sy gestalte was irrelevant. Selfs al moes hy fisies en letterlik teen 'n reus gaan veg het. Sy gestalte was irrelevant. En die realiteit is, jy kan 'n reus wees, wat teen 'n seun moet beklei. Maar dit gaan nie vir jou voorspoedig wees, as jou hart nie reg is nie. Selfs al is al die voordele aan jou kant. Dit gaan nie voorspoedig wees, as jou hart die een is, wat nie reg is nie. Want die Here haat 'n hart wat onheilsplanne beraam. Wat nie rein voor sy oë is nie,
en ons harte is voor sy oë. Dit is. Dit is een van die duisende maniere hoe ons ook kan seker wees dat Jesus God is. Want hy ken die hart van die mens en God alleen is die een wat die hart van die mens ken. Ons lees onder andere in Johannes 1 vers 46 tot 50, daar staan, Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Jesus, die seun van Josef van Nasaret. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. En daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvandaan ken u my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus het geweet dat daar geen bedrog in Nathanael se hart was nie. En dit is hoekom hy ook een van die disippels van die Here was. Sommige sal dan sê, ja, maar wat van Judas Iskariot? Maar Jesus het geweet van die begin af dat sy hart sleg was. Jesus het dit geweet, want hy is God. Johannes 6 vers 64 sê vir ons, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie en wie hy was wat hom sou verraai. Hy het van die begin af geweet. Maar om terug te kom by die punt, ons gestalte, ons fisiese bou, ons aansien in die gemeenskap, ons eer onder mense, ons intellektuele vermoëns, ons fisiese krag, dit alles is irrelevant. Absoluut irrelevant. 100% irrelevant. Want soos ons lees in Psalm 33 vers 14 tot 18, uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hulle werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees. Op die wat op sy goedertierenheid wag. Die uitkomste van 'n saak word nie bepaal deur die fisiese nie. Of jy intellektueel slim is, of jy fisies sterk is, of jy aansien geniet by 'n klomp mense wat jou miskien sal help. Die uitkomste van 'n saak word nie bepaal deur die fisiese nie. Dit word bepaal deur die Here. En of Dawid nou 'n seun was en of hy 'n reus was wat groter as Goliat was irrelevant. Maar dit is alleenlik irrelevant vir die persoon wat die Here vrees. Die fisiese is alleenlik irrelevant vir die persoon wat die Here vrees. Want soos die Psalm sopas vir ons gesê het, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag. En ons redding kom van die Here af. Dit is nie die perd wat red nie. Dit is nie die krygsman wat red nie. Dit is nie ons state wat red nie. Dit is nie ons intellek wat ons red nie. Dominees wil weet, wat is jou Goliat? Maar wat jou Goliat is irrelevant. Die vraag is, wat is in jou hart? Wandel jy in opregtheid voor die Here? Vrees jy die Here? Want die oog van die Here is op die wat hom vrees. Goliat was maar net een van duisende oorloë wat koning Dawid geveg het. Maar God was aan Dawid se kant. Want soos die Here vir Samuel sê, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Was Dawid perfek? Nee.
Ver van dit. Was sy sonde groot? Ja. Sy sonde was uiters groot. Maar sy bekering was net so groot. Hy het sy hart verootmoedig voor die Here en hy was nie hoogmoedig deur om sy aksies te probeer regverdig nie. Nee, hy het berou gehad. Sy hart was reg voor die Here. Selfs al was hy 'n sondige mens. Die uiterlike is irrelevant vir die Here en jou vermoëns is irrelevant vir die Here. Jou intellek is irrelevant vir die Here. Irrelevant. In 2 Korintiërs 10 vers 10 lees ons dat Paulus nie 'n goeie liggaamlike gestalte gehad het nie. Dieselfde vers sê vir ons dat Paulus ook nie goed van spraak was nie. Baie teoloë redeneer dat hy gehakkel het. Die manne van Korinthe sê hy het nie 'n goeie gestalte of voorkoms gehad nie, hy kon ook nie goed praat nie. Maar Paulus was die voortreffelikste onder die apostels. Hoekom? Want God het dit so bepaal. God was aan sy kant. En God het dit bepaal deur om sy hart te verander. En die hart was al wat nodig was om te verander. Dis al. God hoef nie vir hom goeie woorde te kon gee nie. Hy moet net sy hart regmaak. En die Here kon hom gebruik, want dis die Here wat die werk doen in elk geval. Ongeag of hy nie 'n goeie gestalte of goed kon praat nie. Moses het gehakkel. En die Here raak kwaad vir hom, omdat hy eerder Aaron saam met hom wil vat. Die Here raak kwaad vir hom, omdat hy dit as 'n verskoning wil gebruik. Hy hakkel, hy kan nie alleen gaan nie, hy kan dit nie doen nie. Die Here raak kwaad vir hom, omdat hy sy hakkel as 'n verskoning wil gebruik. Hoekom? Want dit is irrelevant, of jy hakkel of nie. Dis irrelevant. Die vraag is, wat is in jou hart? Wat is in jou hart? Maar om af te sluit en terug te kom na die feit dat die Here is wat ons harte verander. Ons sien met die vloed in die tyd van Noag, en ons is geneig om dit Noag se vloed te noem, terwyl dit eintlik God se vloed is, want dit is sy toorn gewees. Maar ongeag, ons lees in Genesis 6 vers 5 en 6, daar staan, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, wie is die heine wat hiervan gepraat word, is die mens. Al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Vers 7 en 8, en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Het Noag dit verdien om gered te raak? Nee. Daar staan nie, maar Noag het verdien om gered te raak nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. En die definisie van genade is om iets te kry wat jy nie verdien nie. Dis wat genade is. Jy kry iets wat jy nie verdien nie. Dit is nie dat die mensdom se hart sleg is, maar daar is uitsonderings tot hierdie reël nie. Nee, Paulus sê in Romeine 3 vers 9 tot 11, wat dan, het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. En dis wat ons gesing het, dis wat hy aanhaal uit die psalms uit. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Noag het nie verdien om gered te word nie. Dit was genade. Dit was genade gewees. En die skrif sê dit ook so. En ons lees ook dan in Hebreërs 11 vers 7, deur die geloof
het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. En geloof, waardeur Noag gered is, geloof is 'n genadegawe van die Here af. Dis nie iets wat ons verdien nie. Ons lees dit tog onder andere in Efesiërs 2 vers 8 en 9 waar staan, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Geloof is 'n gawe van God af. En Noag se geloof was nie die uitsondering nie. Noag se geloof wat hom gered het, was ook 'n gawe van God af. Daarom kan die skrif ook sê dat Noag genade gevind het in die oë van die Here. Hoekom? Want geloof is 'n genadegawe van God, en dit is Noag se geloof wat hom gered het. Was Noag die uitsondering tot die reël wanneer dit kom by die hart van die mens? Nee. Was hy die uitsondering van die hart wat altyd deur net sleg is van die mens? Nee. Hy was nie die uitsondering nie. Was hy die enigste persoon wat sondeloos gebore was? Nee. Maar hy was wel die enigste een oor wie die Here genadig was. En dit is binne God se mag om ons genadig te wees. Want dit is binne sy mag om ons harte te verander. Sommige sal sê, soos wat Paulus ook sê, sommige sal sê, ja, maar as die Here dan die een is wat ons harte verander, hoe kan hy dan fout vind as hy die een is wat verander en ons kan dit verander? Of soos ons lees, hy dit sê in Romeine 9 vers 19 tot 21, so is hy dan, dis nou God, so is hy dan barmhartig oor wie hy wil wees, en hy verhard die wat hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Waarom verwyd hy ons? As dit sy wil is, wat bepaal of ons 'n goeie hart het of nie. Paulus se antwoord, maar tog o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het hy my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander voorwerp tot oneer te maak nie? Is dit nie sy reg om dit te doen nie? Dit is die reaksie van die ongelowige. Hoewel as dit die Here is wat die hart moet verander, dan kan hy mos nie my skuldig vind nie. Want God bepaal mos. Paulus se antwoord is, wie is jy o mens om teen die Here te antwoord? Oor hoe hy jou gemaak het. Die ongelowige se reaksie is wel, as God bepaal wie se harte goed en sleg is, dan kan hy mos nie vir my blameer nie. Dan is ek maar wekus. Die gelowige aan die ander kant besef en ons begryp hoe vrot ons harte is. En dat ons harte se geneigtheid is om onheilsplanne te beraam. Dis die geneigtheid van ons harte. Want ons is in sonde gebore. Ons kan nie van dit af wegkom nie. En die gelowige besef dit. En die skrif bevestig dit. En dat ons voete se geneigtheid is om haastig na die kwaad toe te loop. En die gelowige begryp dat hy nie sy eie hart kan verander nie. Maar die gelowige is ook dankbaar dat daar wel iemand is wat kan. Hy is dankbaar want hy ken iemand wat kan. En so kan ons ook by die Here pleit dat hy ons genadig sal wees. Net soos hy Noag genadig was om wel ons harte te verander, want hy kan. Hy kan. Die Here kan ons harte verander en daarom, indien ons weet dat ons harte dalk nie is waar dit moet wees nie. En ons begryp dat die gedagtes van ons hart nie altyd reg is nie. En ons voete neig dalk na onheil.
dan kan ons ook by die Here pleit, om ons harte te verander. Ons kan. En mag hy ons genadig wees, dat ons nie sal ophou om tot hom te pleit, totdat hy ons genadig is nie. Mag hy ons genadig wees, dat ons nie ophou pleit nie. Jakob het nie ophou stoei met die Here, totdat die Here hom geseën het nie. Ons sien in die gelykenis van die volhardende weduwee, dat die regter, al was dit 'n onregverdige regter, aan die weduwee reg verskaf het, bloot omdat sy nie wou ophou om by hom te smeek vir reg nie. Waarop Jesus dan afsluit in Lukas 18 vers 7 deur om te sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie? Of soos Jesus ook die gelykenis afsluit van die vriend wat aanhoudend om middernag kom vra vir brood, en sy vriend hom uiteindelik toe brood gee. Waar Jesus dan sê in Lukas 11 vers 13, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Die slegte mens sê, wel God het my 'n slegte hart gegee, so hy kan nie fout vind nie. Die gelowige wat ook 'n slegte hart het en dit besef, pleit by die Here en sê, Here, gee my 'n nuwe hart. En die Here is getrou en die Here is genadig. Want as 'n slegte mens nie eers sy kind 'n klip gee, as sy kind vir 'n brood vra nie, hoeveel meer sal die Here nie ons die Heilige Gees gee, as ons om dit bid nie. Die Heilige Gees wie die einste een is, wat ons hart verander. Die Here haat 'n hart wat onheilsplanne beraam en voete wat haastig na die kwaad toe loop. Want dit was ons. En in baie gevalle is dit nog steeds ons. Maar prys die Here dat hy ons genadig is, deur om ons harte te verander, want hy kan. En dat net soos hy Noag genadig was, hy ons ook genadig is, deur om ons nie te haat nie, maar ons lief te hê, deurdat hy vir ons 'n ark voorsien het. Want die wat in Christus is, sal veilig wees van sy toorn. En waar ons kortval, gun hy ons dit, om tot hom te pleit, sodat hy ons harte sal verander. Want hy kan, en hy sal. Hy is 'n barmhartige God, hy is liefdevol teenoor sy kinders. En mag ons nie ophou pleit, totdat hy ons harte verander het nie. Want oor die hemel weet dat ons harte verandering nodig het. Die gelowige besef hoe verdorwe ons is. Hoe groot is die Here se genade nie, dat hy ons dit gun. Dat ons nie sal sê, maar Here, U kan nie fout vind nie, want dis die hart wat U my gegee het nie. Nee, dat hy dit ons gun, om onsself te verootmoedig vir hom, en te kan erken, maar ons hart is nie reg nie. Ons geneigtheid is na die sonde. Maar o Here, ons kan pleit tot U en U kan en sal ons harte verander. Wat 'n genade is dit nie? Dat die Here dit ons gun, dat ons wel tot hom kan bid. En dat hy magtig is om dit te doen. Want hoeveel meer sal hy nie die Heilige Gees gee aan die wat hom bid nie. Alle lof en aanbidding en eer kom in naam bo alle name toe. In naam van Jesus Christus, omdat hy ons so genadig is. Prys sy heilige naam. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, U weet en ons weet dat ons is verdorwe mense. Ons is nietig, ons is stof en as. Here, ons sondig, ons pleit om vergifnis en ons sondig weer. Maar Here, soos U woord ook ons leer, selfs as ons ontrou, U bly getrou. U kan U self nie ontken nie. En daarom kan ons U net loof en prys vir die genade onbeskryflik groot, dat U self sondaars soos ons genadig is, Here. Here, want ons kan nie ons eie harte verander nie. Maar Here, ons weet wie kan. Ons aanbid Almagtige God.
En daarom, o Heer, kan ons U net loof en prys dat U ons het gun, dat ons wel tot U mag bid. En Here, ons weet, want die woord sê vir ons dat U wil vir ons is ons heiligmaking. En daarom kan ons ook bid vir ons heiligmaking, volgens U wil. En U sal ook ons gebede antwoord. Ag, ja, Here, gun dit ons om onsself voor U te verootmoedig, te herken wat in ons harte aangaan. Maar Here, ons kan U net loof en prys, wetende dat U ons harte kan verander, en U sal ook vir die wat U vrees, vir die wat na U toe hardloop en by U kom skuil. U is ons genadig en barmhartig. En o Here, hoe groot is U genade nie. Here, ons kan U maar net loof en prys vir die goedheid en die genade en die goedertierendheid teenoor ons. En mag U naam verheerlik word, o Heer. Vir alle ewigheid, Here. En ook in en deur ons eie lewens. Dankie, Here, vir U genade oor ons, selfs al verdien ons dit nie. Want hoe 'n groot genade is dit nie. Alle lof, alle aanbidding, alle eer, kom U naam toe vir ewig en ewig. Amen.